Maar weet julle wat? Elke week kry ons so baie oproepe, so baie SMS'e, nie SMS'e nie, WhatsApps, van mense wat hulle self in 'n storm bevind. Mense wat sê, asseblief bid vir my. Hierdie ding het my getref, en ek het gebed nodig. Ek weet nie hoe ek deur hierdie ding gaan kom nie. Ek weet nie wat die antwoorde is nie. Ek het 10.000 vrae, en ek het geen antwoorde nie. En ek het hulp nodig. Ons praat met mense wat daagliks getuienisse gee. Dieselfde mense wat vir jou sê hulle is in 'n storm, wat oor 2 of 3 weke na jou toe terugkom en vir jou sê, prys die Here. Hierdie storm het my nie ondergekry nie. Maar Jesus was saam met my in my boot. Jesus was saam met my in my storm. En hy het hierdie storm stil gemaak vir my. En vandag wil ek my getuienis bring. En die doel van hierdie boodskap vandag is, dat elke persoon, is daar iemand wat vandag deur 'n storm gaan? Is daar iemand wat deur iets in hulle lewe gaan? Wat in 'n bootjie sit en sê, hierdie golwe is om my, en dit slaan, en dit maak hierdie boot vol water, en ek weet nie of ek deur hierdie storm gaan kom nie. Die doel van hierdie boodskap van môre, is jy voorbereid, wanneer hierdie storm jou gaan tref? Want elke liewe dag, dra die moontlikheid, dat 'n storm jou gaan tref, sonder dat jy daarvan weet. Een telefoonoproep, en jy's binne in 'n storm. Een verkeerde besluit, en jy's binne in 'n storm. Ek het in die week met 'n dame gepraat, op voice note en so, maar haar seun het gegaan vir 'n sinus ding, waar die dokter hom net moes ondersoek, vir sinus. En toe bevind hulle dat hy keelkanker het, en dat dit al na sy brein toe gegaan het, en dat dit nie gestop kan word nie. In 'n oomblik bevind hierdie familie hulle self in 'n storm, en hulle weet nie wat die einde daarvan gaan wees nie. En wat sê jy vir so 'n vrou? Wat sê jy vir sulke ouers? Al wat jy kan sê is, ek ken vir Jesus. Ek ken vir Jesus. Ek ken die een wat die storm stil gemaak het. Ek ken die een wat op water geloop het. Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie. Maar kan ek vir jou seun 'n gebed doen, dat hy Jesus nou ontmoet? Dat hy 'n pad met die Here loop? Dat hy nou meer sal bid as wat hy ooit gebid het? Dat hy nou 'n sterker verhouding sal kry as wat hy ooit gehad het? En wie sê, wat ook al gebeur, as jou geestelike liggaam gesond is, en jy weet jy gaan hemel toe gaan eendag, kan die Here nog enige iets met jou fisiese liggaam doen, sodat die getuienis daarvan tot eer van die koninkryk van God kan wees. Amen.